Dis koffietyd by die rots, saam met my Frik Weideman. Mense, dit is 'n pragtige woensdagoggend hier op die plaas te Kuilen. En wat 'n voorreg om jou weer te kan bedien met die woord van Skepper God. En vanoggend staan ek letterlik in die skeur van die rots. Simbolies beteken dit vir my in die skuilplek van die Almagtige en die beskerming van die Allerhoogste. En juis vanuit hierdie posisie wil ek jou vandag bedien. En die rede daarvoor is dat ek kry baie oproepe en navrae en boodskappe waar mense vir my vra, Frik, hoe weet ek word aangeval met 'n demoniese mag? Wat is die tekens? Wat is die eienskappe? Wat is die kenmerke dat ek dit kan identifiseer, want ek weet nie. En wanneer ek dit identifiseer, hoe elimineer ek dit? Hoe raak ek van dit ontslaaf? Wat moet ek doen? Nou voor ek daarby kom, wil ek eers vir jou 'n belangrike skrif gee, wat na my mening die mees belangrikste skrif is in terme van oorlogvoering. En dis opgeteken in die boek van Korinteërs. 2 Korinteërs, hoofstuk 10, vers 3, 4 en 5, waar die woord baie duidelik sê. Hy sê ons wapens, wanneer ons in 'n oorlog kom, is ons wapens nie vleeslik nie, maar geestelik. Om wat te maak? Om daai skanse en daai mure wat die vyand kom opwerp teen my lewe, dat ek nie in vryheid kan wandel nie, dat ek beperkend en verhinderend optree, daai skanse en daai mure, om dit vandag te breek in die naam van Meester Yeshua. En dan die volgende vers, om elke hooghartige redenasie, wat teen my kom, wat teen my posisie kom, waartoe ek geskaap is, wat teen die karakter van Elohim kom in my, want onthou net, ons is sy tabernakel, en wanneer daai redenasies kom teen die tabernakel, teen die tempel, waartoe Vader my en jou geroep het, om daai redenasies gevangene te neem, door die gehoorsaamheid van Meester Yeshua, die gesalfde, en die kennis van God. Met ander woorde, ek en jy moet die woord ken. Het is belangrik om die woord te ken. Die woord bring die oorwinning. Die woord is jou swaard. Die woord gee vir jou die autoriteit, en ek en jy moet daai autoriteit opneem. So dit is my belangrik om daai skrif vir jou te gee. 2 Korinteërs, hoofstuk 10, vers 3, 4 en 5. Mense gaan memoriseer daai skrif. Gaan bid daai skrif, asseblief. So wat is die kenmerke? Hoe weet ek wanneer die vyand my aanval? Nou, voor ek daarby begin, ek wens jy kon nie gewees het om net te ervaar wat ek ervaar. Ek sukkel nou al 'n paar keer met die boodskap vir jou deur te gee, want die vyand wil nie hê. Hy wil nie hê dat jy moet hierdie boodskap hoor nie. Hy wil jou eintlik in 'n fase hou dat jy dit nie raak sien nie. Hy wil jou blind hou, hy wil jou doof hou, en hy wil nie hê dat jy moet hierdie inligting kry nie. Daarom het ek gesukkel om hierdie boodskap by jou uit te kry. En toe kom staan ek hier, simbolies, in die skuilplek van die Allerhoogste, onder die beskerming van die Almagtige, in die skeur van die rots. Kom ek hanteer gou met jou die tekens, die kenmerke en die eienskappe, wanneer ek en jy onder 'n demoniese aanval is. Nommer 1, hy bring konstante verwarring en twyfel in ons gemoed. Konstante verwarring. Verwarring oor jou posisie, verwarring oor jou toekoms, verwarring oor wie jy is in Meester Yeshua. Hy laat jou twyfel in jou geloof. Hy laat jou bevraagteken. Wat maak jy by die aarde? Wat soek jy hier? Wat is jou posisie? Want jy beteken niks. Dis wat die vyand doen. En dan bring hy twyfel in ons geloof. En die oomblik wanneer hy twyfel bring in ons geloof, dan begin ek wonder, watter stem praat met my? Is dit my stem? Is dit die stem van die vyand, Lucifer, Satan? Of is dit die stem van die Allerhoogste? En die oomblik wanneer hy jou posisie ontneem, en hy bring verwarring, en hy bring twyfel, en hy bevraagteken jou doel op hierdie aarde, gaan jy sukkel om die stem van die lewende God te onderskei. Dis hoekom dit vir my so belangrik is om daai skanse wat hy teen ons opwerp, dit te breek, dit om te skop, letterlik, om te sê, vyand in die naam van Meester Yeshua. So wanneer die vyand jou aanval, dan val hy jou aan in jou wil, in jou emosies en jou denke. En my gebed vandag by koffietyd vir jou is, dat ek en jy in lyn sal kom met die wil van ons hemelse Vader. Mense, dit is belangrik om die wil van die Vader te doen. En dat ons emosies, nie met ons op hoop hardloop nie, dat ons emosies onder beheer sal kom vanweë die kragwerking van die Heilige Gees.
Ons kan nie toelaat dat ons emosies net eenvoudig hardloop nie, want jou brein vergroot altyd, dit magnify, en dit maak van 'n klein ding 'n groot ding. En dis presies wat die vyand wil hê. En hy gebruik jou teen jouself, om teen jouself te trade, en hy maak jou lewe miserabel. En dan kom hy, en hy bring beperking, en hy bring verhindering. Maar vandag hier, in die skeur van die rots, neem ons die gesag, en ons neem die autoriteit op om die vyand te weerstaan. Die woord sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. So wat die vyand dan doen, as hy al hierdie goed reg gekry het, dan laat hy jou leeg voel. Jy het nie denke nie, jy het nie kreatiwiteit nie. Hy weerhou jou van jou gebedstyd. Hy weerhou jou om die woord te lees, en wanneer jy die woord lees, vergeet jy wat jy gelees het. Jy kan dit vanaand lees en môreoggend kan jy nie eens onthou wat jy gelees nie. Dis wat die vyand doen. Met ander woorde, nou begin jy belangstelling te verloor in die woord. En die oomblik as jy belangstelling verloor in die woord, verloor jy belangstelling in jou gebed. Verloor jy belangstelling om in te kom in die teenwoordigheid van Skepper God, die Heilige van Israel. En dan kom daar 'n moegheid oor jou. As jy daai woord vat en jy wil lees, dan kom daar 'n moegheid oor jou. En dan later van tyd, as jy dit nie aanspreek nie, dis die aanval van die vyand. Dan kom 'n mens mos half in 'n traakmynie-agtige mode, as ek dit so kan uitdruk. Ons kom in 'n traakmynie-agtigheid oor my geloof. Ag, ek worry nie meer nie. Wat help dit ek bid, want niks gebeur in elk geval nie. Wat help dit ek lees die woord, ek vergeet buitendien wat ek gelees het. Dis presies wat die vyand jou wil hê. Ek staan vandag in die skeur van die rots en ek praat met jou, want hierdie goed is 'n realiteit. En hy neem jou weg van die bron. En hy bring ander goed in jou lewe in, dat jy sal staat maak op die wêreld, op die sisteem. En die oomblik wanneer jy dit doen, dan peper hy jou. Hy peper jou met verleiding. En as hy verleiding reg gekry het in jou lewe, dan bring hy temptasies, dis sommer 'n direkte vertaling. Hy bring temptations op jou lewe. En dan moet jy versigtig wees. Dan is jy op 'n gevaarlike plek. Kan jy sien hoe belangrik is die skrifgedeelte? 2 Korintiërs hoofstuk 10, vers 3, 4 en 5. Dat ons daai skrif sal opneem as ons wapen. En oomblik as ons daar is, wanneer hy ons wegneem van die bron, hy neem jou weg van die woord, hy neem jou weg om te bid, om die woord te lees, en hy bring hierdie verleiding in. Ja, maar wie is God? Wie sê die woord is reg? En watter naam bid jy? Jy weet, aan al die tipe van dinge. En hy bring twyfel. Omdat as hy twyfel bring, ontneem hy jou van jou posisie. En goed, waarmee jy in die verlede gesukkel het, wat jy oorkom het met moeite, met trane en met verdriet, begin weer vir jou aanvaarbaar te lyk. Met ander woorde, jy gaan terug na jou ou wee toe. Dan moet jy weet, jy is onder die aanval. So Frik, wat moet ek doen? Mense, wat ek doen in my lewe, ek gaan sit by my tafel. Ek neem my wapen op. Ek vat die woord en ek lees en ek gaan kyk wat het meester Yeshua vir die vyand gesê. En ek neem my wapen op en ek gaan verootmoedig myself, want die fout lê by my. Dit lê nie by meester Yeshua nie. Die fout lê nie by Ruach HaKodesh, by die Heilige Gees nie. Die fout lê by my. Dan vat ek 'n pen en papier en ek skryf die skrifte neer in terme van geloof. En ek vat die skrifte en ek gaan verklaar dit hardop en ek bid dit hardop. En daardeur, want die woord sê, by die hoor van die woord, versterk dit jou geloof. En dan doen ek dit. En dan bid ek daai skrifte, ek verklaar dit, en ek spandeer tyd. Ek sit alles weg. Ek sit my telefoon weg. Ek gee nie om wat se boodskappe ek kry nie. Ek sit alles weg en ek sê, Abba, dis nou my tyd met U. Ek wil letterlik in die skuilplek wees van die Allerhoogste, onder die beskerming van die Almagtige. Ek het U nou nodig. Dit is my belangrik dat jy daai skrifte sal gaan neerskryf. Doen jou eie huiswerk. Moenie my vra wat is die skrifte nie, gaan doen dit self, dan gaan jy dit nooit vergeet nie. Ek het vir jou gee en ek het dit by my. Ek het dit by my, maar as ek dit vir jou gee, is dit gemaklik. Gaan doen dit self. As jy dit self doen, gaan jy dit nooit vergeet nie. As Frik dit vir jou gee, gaan jy, is maar net by jou Frikkie. Gaan nie vir jou belangrik wees nie. Gaan doen jou eie huiswerk, gaan doen jou eie ondersoek, gaan bid jou eie gebed. Gaan verklaar jou eie woord in jou eie lewe, want jy het 'n unieke omstandigheid. Gaan doen dit self. En dan vroeg in die oggende, wanneer ek opstaan, Psalm 5 vers 4, dan lê ek my stem voor die aangesig
van die lewende God. Ek gaan lê my stem en ek sê, Abba, hoor die gebed van u knegt. Mense, dis wat ek doen. Vroeg in die oggend, laat in die aand. Frik, word jy aangeval? Absoluut. Ek is nie gevrywaar nie. Ek is 'n mens net soos jy. Maar ek maak dit my werk om tyd te spandeer met die woord. Want die woord is my wapen. Veral 2 Korintiërs hoofstuk 10, vers 3, 4 en 5. Mense, dis die tekens. Dis die eienskappe. Dis die kenmerke van die vyand as hy jou aanval. Hy bring verwarring, ontneem jou posisie, hy bring twyfel, hy verminder jou geloof. En so gaan hy aan. En hy pootjie jou, hy bring beperking, en hy bring verhindering op jou lewe, sodat jy naderhand nie meer weet watter kant toe nie. En dan raak jy verward. En as jy verward raak, dan begin jy te twyfel. En dis presies waar hy jou wil hê. Ek spreek salwing oor jou lewe. Ek spreek vandag sterkte oor jou lewe. Ek spreek vandag die gees van volharding en vasberadenheid in die woord oor jou lewe in die naam van Meester Yeshua. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by Koffietyd. Altyd lekker om met jou te gesels. En mag die vrede van Skepper God by elkeen wees. Tot 'n volgende keer. Shalom.